is Zietse Smit van die Brahmaantelersgenootskap van Suid-Afrika en ek funksioneer as die direkteur en ons is baie trots op ons ras. Soos julle weet, ons is nou 'n hele paar jaar al besig met ons vleiskwaliteit metings wat ons doen. Ons het nou die 6de uitslag gekry. Hierdie keer het ons dit by die LNR of dan die IRC gedoen onder die hulp van Dr. Molotto en die vleiskunde departement. Ons is baie trots om te sê dat weer eens uit die monsters wat geëvalueer word, jy weet dat op 'n skaal van 1 tot 10 word die taaiheidsgraad van die vleis geëvalueer en 1 is met ander woorde baie sag en 10 is baie taai. So ons karkasse wat ons nou hierdie keer geëvalueer het van 4.6 en minder geëvalueer, wat baie goed is. Net wat bykom, ons het addisionele metings gekry oor die pH verandering van die vleis, ons het metings gekry oor weer eens die hoogte van die skowwe, as ook die oppervlak van die skowwe het hy vir ons gemeet. En dan een van die belangrikste eienskappe wat ons meet, as jy kyk na die backdrop wat ek hier agter my het, die goed wat belangrik is die oogspier oppervlakte. Dis 'n eienskap wat direk gekorreleer is aan uitslagpersentasie en daarmee dan ook die vetmetings, ribvet en dit direk weer en dan dit koppel weer aan intramuskulêre vet. Alhoewel ons nie in Suid-Afrika daarvoor vergoed word nie, is dit 'n eienskap wat belangrik is, veral ribvet om te meet, want dis weer 'n indirekte eienskap wat gekoppel is aan vrugbaarheid in 'n kudde. So in die algemeen, saam met die proses wat ons begin het, hoeveel jaar gelede met die eerste fase van BGP1 en ons is nou met BGP2 op die einde daarvan, het ons as ras die geleentheid gekry om goeie navorsing bymekaar te maak. Ons sien uit na die toekoms rondom dit en ons hoop dat ons binne die afsienbare toekoms 'n teelwaarde vir vleiskwaliteit in die ras sal kan bekendstel. Ja, soos wat jy nou weet, ons het ons beperkings en dit maar binne in die uitdagings wat ons het. Ons het op die oomblik het ons die eerste fase van 'n fotoskou wat aan die gang is. Ons gaan 3 verskillende provinsies gebruik om 'n fotoskou te hê of 'n fotokompetisie. Dan gaan ons hulle evalueer, net soos byvoorbeeld Tabazimbi skou waar jy verlede jaar ons jou maatskappy verteenwoordig het. So ons het nou een in die Noordwes area en dan gaan ons een in Noord-Kaap hê en dan een in Limpopo. Natal het ook aangedui dat hulle sal deelneem, so dan is dit 4 en dan aan die einde van die jaar tydens ons presidentsdiner wat julle ook in die verlede betrokke was en ons sê dankie daarvoor, gaan ons dan 'n interne of 'n nasionale wenner aanwys. Ons het net 3 kategorieë, kalf, juniors en dan seniors en ons doen halter en nie halter gelyktydig en as ook wit en rooi. So dis iets anders om die boere mee opgewonde te hou en hulle aan die gang te hou, maar uit en uit omdat ons nie kan skou nie en die hoofrede daarvoor is gevolg van back and claw. Ons sien nie dit op die oomblik in die kort termyn dat ons sodanig hoeveelheid beeste geïngeënt gaan kry dat daar enige skou in die res van die jaar sal plaasvind nie. Ja, en dan lê ons nasionale skou voor op ons nasionale veiling voor op die 5de September. Die spesifieke plek sal nou nog later in die media bekend geraak word. Ons speel nog op die oomblik met die gedagte of dit weer 'n virtuele veiling sal wees en of ons anders die diere kan akkommodeer. As dit so is, dan sal dit diere wees wat moet ingeënt word, maar soos ek gesê het, almal is nog nie daar nie, so ons is nog heeltemal 'n bietjie onseker om te sê presies wat dit gaan aanneem. Maar ons sien met groot belangstelling uit na die mense wat belangstel in ons ras en ons het goeie genetika wat ons weer 'n keer kan aanbied. Ja, daar's 'n hele paar goed wat uitstaan, maar een ding wat werklik waar vir ons van rasverbeteringskant af 'n uitdagende en 'n baie interessante aksie was wat ons voltooi het ongeveer 2 weke gelede, was ons met 'n groep mense in Namibië. Ons het so amper 11 lede besoek van die Namibiese Brahmaantelersvereniging. En ons was verras oor hulle kwaliteit beeste, ook die strukturele korrektheid wat hulle in hulle diere het en dan spesifiek wat ek nou genoem het oor die vetheidsgraad. Hulle doen ook baie skandering op hulle diere en dit dra by tot die vetmetings op hulle vroulike diere en dit het 'n direkte effek gewys op hulle vroulike diere se reproduksiewaarde en hulle vermoë. So iets wat ons daaruit kan huis toe bring en sê okay, ons moet hier dalk 'n bietjie meer aandag aan gee. Aan die ander kant sit ons met genetiese vermoëns aan hulle kant, maar ook aan ons wat ons baie graag sou met mekaar wil deel. Op die oomblik kan ons diere van hulle af invoer, maar weer eens as gevolg van back and claw kan ons dit nie na hulle toe uitvoer nie. Maar ons is in die posisie dat ons het die vorige jaar het ons 'n witbul sowel as 'n rooi bul in 'n KI-stasie gehad wat se saad beskikbaar is om uitgevoer te word. Dis uitvoerkwaliteit of dit onder die protokol van al die lande in Afrika is, dit is hang af van wat hulle vir ons sê, maar ons het seker bulle beskikbaar om die genetiese pool aan te kan vul in die res van Afrika. En ons is reeds besig om te werk aan 'n 2 nuwe bulle wat ons dan sal inkry om te kan tap.